Sy goeiemôre. Dis 'n mooi dag. Dit lyk of daar reën op pad is. En is altyd 'n seën as die reën val. Nog 'n groter seën as die reën van die Heilige Gees val in die harte van God se mense. En ons dank die Here dat ons met hom kan ontmoet. Sien jy ook uit na tyd van ontmoeting met die Here vanmôre? Dis so 'n voorreg om met die koning te kan ontmoet. Ons dank hom vir die voorreg om sy teenwoordigheid te kan wees en sy lof te kan besing vanoggend. Die Here is goed en hy is wonderlik en daar's niemand soos hy nie. Ons 'n klompie van ons mense wat die vakansie gebruik en wat weg is vir die naweek en ons gun hulle dit, maar ons is hier en die Here is hier. En dis die belangrikste. So baie welkom aan elkeen, geniet hierdie diens. Geniet die werking van die Gees van God in die harte en in die lewe vanmôre. Mag die Here verheerlik word in elke ding wat gebeur. Ek wil net rondom die afkondigings net uitlig. Ons sal vanaand nog nie aanddiens hê nie, dit sal eers van volgende week af gebeur. En dan is daar in hierdie kwartaal is daar weer 'n bespreking wat by 'n paar kerke gaan gebeur. Soos die afgelope paar jaar, is daar in Oktober maand spesifieke sake wat baie belangrik is in die tyd waarin ons lewe, wat in ons geval op 'n Dinsdag aand bespreek sal word as daar genoeg mense is. So dit gaan in hierdie maand daaroor waar God se mense saamkom en ons gesels, daar's ook materiaal wat gegee word. Praat oor die belangrikheid, die geweldige belangrikheid van gesinslewe en hoe die Here ook gesinne gebruik in die uitbreiding van sy koninkryk. En hoe die krag van gesinslewe 'n verskil in die wêreld maak. En daar's soveel seer in huisgesinne in hierdie tyd. In besonder huisgesinne waar mense nie die Here ken nie. So kom ons gesels daaroor, as daar mense is wat wil deel wees daarvan, dit sal op Dinsdae by die pastorie wees. En daar is 'n vorm agter op die toonbank waar u name kan inskryf en dan moet materiaal voorberei word vir dit. So onthou net na die diens om u naam in te skryf daar. En dan Saterdag, ons eerskomende Saterdag, ons manne byeenkoms weer vir die kwartaal. En dit sal wees weer op Pieter se plaas om 9uur. Is altyd 'n besondere geleentheid en regtig so versterkend as ons saamkom en saam gesels en saam kuier ook na die tyd. Ons het ook die getalle daarvoor nodig en u kan maar dit net, ek dink daar, Sonika, is daar 'n vorm vir dit ook. Daar's 'n vorm vir dit ook waar u kan aanteken op die toonbank daar agter asseblief. Skryf net u name op want ons brei ook voor in terme van iets wat ons kry en dis meer. Daar sê, kom ons staan op en ons wy onsself en hierdie diens en alles wat hier gebeur wil ons net toewy aan die Here. Die Here is goed. Hy is wonderlik, daar's niemand soos hy. En ek dank die Here dat ons altyd kan bly wees in die Here. Ten spyte van alles, dank God dat ons kan bly wees in ons koning. Ek gaan vra dat Rico vir ons gaan bid, hierdie diens aan die Here gaan opdra. Ons gebed dat hy verheerlik sal word. Kom ons bid die seën van die Here op elkeen in hierdie diens. Kom ons dank. Ons is wonderlik bevoorreg vanmôre weer, Here, om so saam te wees in hierdie wederhuis. Nie uit toeval uit nie, maar slegs uit die groot genade van ons Here Jesus Christus. Sy liefde wat hy vir ons het en wat hy vir ons gehad het om sy alles te gee. Daarom is ons vanmôre hier, Here, om oor te gee, om aan u te gee wat u toekom, die lof, die eer en die heerlikheid, Here, in ons samesang. En dit wat ons doen, ons denke, die woord wat sal uitgaan, dat u net behaag sal hê in dit wat ons doen. Wees u welkom, Here, in en deur alles wat ons môre doen. Ons wil ons hande opsteek, ons wil die naam groot maak, want daar's geen God soos ons God nie. Ons dank u daarvoor in Jesus. Amen. Ek glo is reg om die naam van die Here groot te maak. Ek hoor nie een amen nie. Amen. Ons begin met 'n liedjie wat sê God is good all the time. En ek dink baie keer is ons sit in situasies dat ons dink ek verstaan nie. Hoekom kom hierdie oor my? Hoekom gebeur hierdie met my? Hoekom sit ek met hierdie krisis? Waar is die Here? Dan hoor hy my nie. En tog God bly goed. Hy
laat nie hierdie vreeslike goed oor ons gebeur en ons pad langs kom nie, maar hy laat dit ten goeie meewerk. Hy gebruik dit ten goeie. En ek wil net vir julle lees wat sê Romeine 8 vers 28, dit is so bekende gedeelte, dit is een van my gunsteling teksverse wat sê, as die Engels sê, and we know with great confidence that God, who is deeply concerned about us, causes all things to work together as a plan for good for those who love God. So dit wat nou met jou gebeur, die Here gebruik dit en hy sal dit ten goeie laat meewerk, omdat ons hom liefhet. Verstaan nie sy plan nie, ons verstaan nie die groter prentjie van God nie, maar vertrou hom en in dit alles bly hy goed. Amen. Kom ons sing saam. Stop
opgaan na die hemel toe en net in die Here se neusgate ingaan en hy net daai wonderlike praise and worshiping net ryk en inneem en net amazingly joyful in sy hart oor ons om net loof en prys. So dis great, dis 'n voorreg om die Here te loof en te prys. Die Here het my ook iets gewys terwyl ons geloof en prys het. Ek het 'n ketting gesien wat daai kettinge wat jou toegang weier, wat hulle gewoonlik sit. En ek sien net eers 'n ketting en eers dink ek is iets anders en die Here wys my nee, daai ketting baie keer dit is 'n woord vir iemand hierso. Jy sien dalk baie keer net die ketting en jy voel maar jy word nie tot iets toegelaat nie, maar die Here sê nee, dis nie waarvoor daai nog nie gebeur in jou lewe waarvoor jy wag nie. Daai ketting is daar om jou te beskerm, want toe wys die Here my verder dat dit 'n ketting is by 'n rollercoaster ride. En daai ding beweeg vinnig as in die beweeg nou en daai ketting is daar om jou te keer dat jy nie jouself seermaak as jy nou toegang het tot daai trek nie. Maar die Here sê wanneer daai rollercoaster stop en ek daai ketting wegvat en jy mag, wanneer ek besluit jy kan toegang hê en ek maak die ding moontlik in jou lewe waarvoor jy wag of waarvoor jy op vertrou, dan gaan jy die most amazing ride van jou lewe hê. En die Here sê wag net op my, wag op my en sien wat ek gaan doen, maar wees geduldig. Amen. Amen. Baie dankie aan die sitplek. Dankie. Loof die Here. Dit is wonderlik om die Here te loof. Dit is so voorreg om hom te aanbid. Lofprys aan die koning te bring. Geniet u dit ook om die Here te prys. Om te aanbid. En ons sal dit onophoudelik doen, want hy is altyd eerwaardig om die lof te ontvang. Of dit met ons goed gaan of sleg gaan, is hy altyd waardig om geprys te word. En ons sal hom prys, al gaan dit sleg. Ons sal hom goed, ons sal hom prys, al gaan dit onder watter omstandighede, sal die naam van die Here geloof word uit die harte en uit die monde van sy mense. Ons sal nie ophou om te loof nie. Baie keer dan beleef mense dat die oorwinning kom terwyl ons die Here prys, en die oorwinning begin baie keer eers hierso in 'n mens se hart. En dan later aan sien jy eers hoe die Here in die omstandighede begin onderneem, maar dat hy die oorwinning eers hier binne gee terwyl 'n mens sy lof besing en sy grootheid begryp en net meer bewus raak van hoe groot en hoe goed hy is en sy alvermoë, net begin al meer verstaan en dit glo. Dit is so 'n voorreg om die Here te ken. Wow, dit is 'n voorreg om in hierdie tyd die Here te ken. En dank die Here dat ons weet, ons het al daarvan gepraat, die feit dat ons nou lewe, is nie maar sonder ons ouers se gedagte gewees. Die feit dat ons nou lewe, was al van ewigheid af in God se hart. Dat ons nou, in hierdie tyd, in hierdie moeilike tyd op die aarde sal wees, vir dit wat die Here deur elke een van ons wil doen, dit wat in sy hart is, vir ons. Ek wil met u vanoggend gesels oor die gedagte, die kind van God, 'n planting van die Here. Kind van God is 'n planting van die Here. 'n Planting tot sy eer, tot sy verheerliking. En ek wil met u 'n paar verse aan u voorhou en vir u lees, as jy die Bybels hier het, of op jou selfoon het. As jy nou jou selfoon gaan vat, dan gaan ek nie dink jy gaan 'n WhatsApp lees of so iets nie. Jy is welkom, ek het klomp, jy ook seker 'n klomp vertalings op die selfoon, en dit is ook 'n groot blessing dat 'n mens die tegnologie vir dit kan gebruik. Maar ek lees vir u 'n paar verse uit Efesiërs hoofstuk 3. Ek lees vanaf vers 14 tot vers 21. Dis Paulus se skrywe aan die gemeente in Efese. En ons lees vanaf vers 14. Om hierdie rede buig ek my knieë voor die God en Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde
sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word, deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat alle kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Is dit nie lekker om dit te weet en wonderlik om te weet? Ons God het die mag om te doen ver bo alles wat ons kan bid of dink. Deur sy krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Net hier die gedeelte, dis 'n besondere, kosbare gedeelte in die woord. Net so tussen hakies, wie van julle is ook baie lief vir Efesiërs? Is daar nog iemand soos ek? Dis 'n kosbare baie boek in die Nuwe Testament, een van die boeke met soveel krag gelaai, met soveel heerlikheid, dis wonderlik. Nou Paulus begin hier die gedeelte met die woorde, om hierdie rede buig ek my knie voor die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Met ander woorde, hy sê, om hierdie rede bid ek vir julle. Om watter rede? Wat is die rede? Hoekom hy sê hy bid vir die gemeente? In die eerste plek kry ons dit net in die vorige vers. In vers 13 sê hy, hy sê daaroor hy bid vir hulle, ek bid dat julle nie moedeloos word by my verdrukking ter wille van julle nie. Dit is julle eer. Nou, toe Paulus hierdie brief, maar nie net hierdie brief aan die Efesiërs nie, ook sy briewe aan die Filippense en ook aan die gemeente, aan die Kolossense en ook sy brief aan Filemon, het Paulus geskryf terwyl hy in die tronk was in Rome. Terwyl hy verhoor afwagtend was hy vir 'n geruime tyd in die tronk in Rome. En hulle het dit geweet. Die Efesiërs het dit geweet, dat dit is die omstandigheid. En daarom sê Paulus dat hy bid vir hulle dat hulle nie moedeloos sal word omdat hy verdruk word nie. Met ander woorde, dat hulle nie sal voel dat Paulus, en dat hulle sal dink en sien dat maar Paulus is hierdie ou wat net goed gedoen het. Hy is die een wat net die evangelie van Christus verkondig het. Hy het niks kwaad gedoen nie, daar's niks verkeerd in sy lewe nie, hy leef heilig, hy verkondig die evangelie van Jesus Christus en kyk hoe gaan dit met hom. Hy sê hy bid dat dit nie met hulle gebeur, dat hulle moedeloos word en dat hulle sal voel, maar hy is hierdie voorbeeld, hy is hierdie man van God, wat perfect die wil van God uitlewe vir sy lewe, en kyk hoe gaan dit met hom. As dit met hom so gaan, terwyl hy net goed doen, waar gaan ons eindig? Wat so hoop het ons? Wat gaan met ons gebeur? Hy sê, hy bid vir hulle dat hulle nie moedeloos sal word en dat hulle nie in 'n plek sal wees waar hulle voel, maar as dit so sleg met hom gaan, wat gaan met ons gebeur? Hoe sleg gaan dit met ons gaan? Ons ken nie eers die Here so goed soos hy nie. Watter moeilike omstandigheid gaan ons deurgaan? So Paulus sê dat hy bid vir hulle, hy skryf vir hulle en hy bid vir hulle, dat hulle terwyl hy in die tronk is in moeilike omstandighede, dat hulle sal sterk staan in hulle geloof in Christus. Dat hulle sal sterk staan in hulle verhouding met die Here. En hy sê hy bid dat hulle nie moedeloos sal word nie. Maar weet u, ek glo dat die Here praat ook met ons vandag. Want dit wat in die woord staan was nie net vir die Efesiërs nie, dis vir elke kind van God. Dat die Here ook vir ons sê, dat hy wil nie hê dat ons moedeloos sal word nie.
dat ons ook nie te midde van, en ons weet, ons leef in tye waar dit nie maklik gaan. Ons weet, ons leef in moeilike tye. Ons weet, ons leef in tye waar mens baie keer voel, maar alles is so verkeerd. Daar is soveel negativiteit, daar is soveel goed wat verkeerd loop, en die woord is baie duidelik daaroor. Dank God dat hy het gesê al 2000 jaar terug, het die Here ook deur Paulus gesê, dit sal moeilike dae wees moeilike tye wees in hierdie laaste dae. Vanweë verskillende goed sal dit moeilike tye wees, en ons beleef hierdie moeilike tye. Ons sien dit selfs in hierdie moeilike tye. Ek dink 'n rukkie terug, sou ons nie kon dink dat dit moontlik is dat in 'n westerse land soos Amerika, dat iemand soos 'n Charlie Kirk, wat net soos 'n Paulus net goed gedoen het, wat net die evangelie van Christus gebring het, wat net mense geraak het, in besonder geweldige duisende van jong mense in besonder geraak het, deur sy bediening, deur net om die leuen wat die duiwel in mense se denke begin skep het, deur vestings in mense se denke, om daai leuens af te breek in mense se denke, in denkpatrone, met besondere waarhede van God wat hy met mense gedeel het, hoe daar die vestings gebreek was in mense se lewens, en dat hy verseker was, hy ook 'n geweldige bedreiging vir die duiwel en vir die koninkryk van duisternis. En 'n mens kan nie dink, 'n paar maande terug sou 'n mens nie kon dink, dit is moontlik dat iemand wat net dit doen, en absoluut die wil van God uitlewe, in daai mate wat hy geleef het, dat in 'n westerse land so doodgeskiet kan word. Mens kan dit nie dink nie. Mense dink is moontlik in 'n moslimland, maar in 'n westerse land. En dan besef 'n mens maar net, dis werklik so dat ons het hierdie geveg, hierdie worstelstryd teen die bose magte in die lig. En ek dank die Here dat ten spyte van dit wat met Charlie Kirk gebeur het, die duiwel het gedink dat hy doen skade aan die werk van die Here, want ons weet, dit is nie, die stryd is nie teen die ou wat hom geskiet het nie, ons weet ons stryd is teen die bose magte in die lig wat in 'n mens werk, wat hierdie goeters doen. En die vyand het gedink dat hy slaan 'n groot slag om Charlie dood te maak en om sy einde aan sy lewe te bring. Maar dank die Here dat ons hoor hierdie en ons sien dit, dat dit lyk vir my asof die koninkryk van God tog met groter krag vooruit gaan as gevolg van sy doen. En dat baie mense wat nie eers geweet het van Charlie Kirk nie, van ons het nie eers geweet van Charlie Kirk. Is dit so? En nou na dit, kyk baie van, ek ook, kyk na baie van sy goed en mense sien hier die pragtige waarhede wat hy vir jong mense geleer het, om hier die leuns wat hulle geglo het, in hulle denke, om dit af te breek, en dat Christus verkondig word, en hierdie werk word deur baie meer mense raak gesien. Hy los 'n legacy wat geweldig oor die aarde nog baie meer mense raak, nou na die tyd as voor die tyd. Prys die Here daarvoor. God se saak is groter as enigiets anders. So die Here sê, moenie moedeloos word te midde van dit wat jy ook deurgaan. Jy sal partykeer ook voel, maar Here, alles loop nie goed nie. Alles gaan verkeerd, alles loop sleg. En die Here sê ook vir jou en my, moenie moedeloos word nie. Moenie moedeloos word nie. En dan sê hy die rede en hoe dit gaan gebeur, dat 'n mens in hierdie tyd nie moedeloos word nie, dat ons sal lewe met blydskap, dat die kind van God te midde van en ten spyte van wat ons deurgaan en al die goed wat met ons gebeur en al die goed wat in die wêreld verkeerd loop en ons land verkeerd is, dat God se mense steeds met blydskap sal lewe. Bid is hierdie gebed vir jou en my ook, dat die God en die Vader van ons Here Jesus Christus aan ons mag gee om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens. Halleluja, dis die gebed van die Here vir ons. Hy wil hê dat ons met sy goddelike krag in ons gees, in ons harte, in ons innerlike mens versterk kan word. En God se krag, in die eerste plek wil ek weet, jy moet weet, God se krag is vir jou daar. Sy krag is beskikbaar. As 'n mens nie in die krag van God lewe nie, is dit al nie omdat God se krag nie beskikbaar is nie, is omdat ons nie inprop by sy krag nie. Deur ontmoeting met hom, deur gebed,
deur in sy teenwoordigheid te kom. Toe ek gister met die Here ontmoet het, ook in gebed, dan voel 'n mens maar na tyd van ontmoeting met die Here. Jy voel sommer opgebou, jy voel versterk, jy voel bekragtig. En hier dieselfde Gees wat die Here uit die dood uit opgewek het. Paulus sê dat die Here ons sal bekragtig deur sy Gees. Halleluja. Halleluja. En dan sê hy sê, versterk ons deur sy Gees in ons innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte sal woon. En dan sê hy, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. Nou, toe ek na dit kyk, toe besef ek ook, as die Bybel hier praat van dit, dat ons in die liefde gewortel en gegrond is, dan is dit eintlik 'n vergelyking van 'n kind van God met 'n boom. Want dit is 'n boom wat gewortel is. Dit is 'n boom wat gegrond is, met ander woorde, wat in die grond staan. 'n Boom wat sy voeding en wat sy lewenskrag kry deur sy wortelstelsel, en wat lewe van dit, van die voeding en die vloeistof en die water wat deur sy wortelstelsel in die boom in opgaan. Het jy geweet dat as 'n boom, 'n bloekomboom, genoeg water tot sy beskikking het, kan 'n bloekomboom soveel as 3600 liter water op 'n dag deur sy blare stuur. 'n Wilgeboom, as hy genoeg water tot sy beskikking het, kan hy op 'n dag 4500 liter water deur sy blare stuur, as hy by die waterstroom geplant is. En 'n boom is gegrond, staan in die grond, en staan vas in die grond, en omdat hy in die grond vas staan, kan elke ou windjie hom maar nie net rondwaai nie. Daar's inteendeel, daar's bome wat 1000 en 2000 jaar oud word. Massive bome, en hulle staan oor 1000, 2000 jaar. En dit is amazing. Hoekom is hierdie goed so amazing? Want my God het dit gemaak. Die Here het gespreek en dit was daar, hy het net gepraat en die plante was daar wat vir ons lewe gee, wat vir ons vrug gee, waarvoor ons kan lewe. En dit is wonderlik om dan te besef, hoekom, dit is interessant dat die Here op verskillende plekke in die Bybel die kind van God vergelyk met 'n boom. Ons vind dit ook byvoorbeeld in Psalm 1. Jy ken daardie gedeelte, waar die woord sê, welgeluksalig, met ander woorde, geseënd is die man wat nie staan, nie ken dit. Die staan in die kring van die spotters en nie praat saam met mense wat God nie ken nie. Wat nie wandel op die weg van die sondaars en wat nie sit in die kring van die spotters. Hy sê maar wat sy behaag het in die wet van die Here, in die woord van God sy behaag het. Hy vind vreugde daarin om te hoor wat God sê. En dan sê Psalm 1, dat ek is seker jy ken dit, is so mooi. Psalm 1 sê dat hy, hierdie mens, sal wees, hy sal wees soos 'n boom wat geplant is, weer eens die vergelyking met 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrug gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie. En dan sê hy, alles wat hy doen, dit voer hy voorspoedig uit. 'n belofte van die Here. Alles wat hy doen, hierdie mens sal vrug dra, wat by waterstrome geplant is. Hy sal sy vrug gee op sy tyd, sy blare sal nie verwelk nie. Alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Ons kry hier dieselfde waarheid in Jesaja 61. Jesaja 61 profeteer Jesaja van die Messias, die Christus, wat sal kom. Is jy bly die Messias het gekom? En sy naam is Jesus. En Jesaja sê die Gees van die Here is op hom. Omdat hy hom gesalf het met sy Gees, het hy hom gesalf om die blye boodskap aan die ootmoediges te bring. En dan sê hy, en dan gaan hy aan, en in vers 3, Jesaja 61 vers 3 sê hy sê om vir die treurendes in Sion te beskik, dat aan hulle gegee word, sieraad vir as, vreugdeolie vir treurigheid,
'n gewaad van lof vir 'n versaag gees. En dan sê hy sal hulle maak. Hy sê, die ou vertaling sê, terebinte van geregtigheid. En die woord terebinte is 'n boom. Is weer eens is eike, van die Engelse vertaling sê oaks of righteousness. 'n planting van die Here tot sy verheerliking. En dit is so mooi. Die feit dat die woord sê dat hulle wat soos 'n boom geplant sal wees, hulle wat ingewortel is, en wat die lewegewende krag van die Here se gees, sy lewende water, indrink in hulle hart en in hulle gees. Die woord sê dat hierdie mense sal wees 'n planting van die Here tot sy verheerliking. Mense wat leef tot eer van die Here. Maar dit is dan ook so mooi dat die woord sê dat ek en jy is 'n boom, 'n planting van die Here. En wat great is rondom dit, is die ding van hierdie waarheid van hom, die feit dat ons kind van God is, aan die Here behoort, en die God van hemel en aarde vir hom ons Vader kan noem, en dat ons Jesus Christus kan ken as ons broer, die een wat ons heilig maak. Dis nie 'n werk vanuit ons eie hart uit nie, die Here het ons geplant. En die woord sê dat hy 'n goeie werk in ons begin wat nooit gaan ophou nie, wat hy gaan voltooi tot op die dag van sy wederkoms. Die Here is besig met 'n groot werk. En wanneer ons kyk na dit, dan besef 'n mens soos dat die natuur deur God daar geskape is, nie deur dat hy 'n woord gespreek het, dan weet ons dat die Here sê ook, dit wat ten opsigte van die koninkryk, van die ewige lewe, in ons lewens begin, dit is nie 'n werk van onsself nie. Ja, ons het gekies en sê, Here, ek volg U, maar ons is deur die Here geplant. Dit is 'n werk van die Here. En omdat hy besig is met ons, daarom gaan groot dinge in die kind van God se lewe gebeur. Mense wat gewortel is en wat die lewe van die Gees in ons harte indrink. En dan die Here dat hy sê dit in Johannes 7 vers 38. Sê die Here, hy wat dat ons na hom toe kan kom. Hy sê wat in my glo, strome, soos die skrif sê, strome van lewende water sal in sy binneste opspring, strome van lewende water. Hierdie mens wat 'n planting is van die Here, 'n werk van God wat hy in ons begin het, 'n heerlikheid van die Here, strome. Ek is so bly, my God is El Shaddai, the God of plenty. Die God wat oorvloed gee, die God wat oorvloed het, sy krag wat in ons werk, sy heerlikheid wat sy kinders se lewens vul. Dankie Here dat ons geloof, ons verhouding met U, Here, is nie per chance nie. Here, dis U werking in ons. Dankie dat ons 'n planting van die Here is. En dan sê Jesaja 61 vers 4, verder, sê Jesaja 61 vers 4, en hulle sal die puinhope, sal hulle opbou. Wow. En toe ek aan dit dink, toe dink ek aan Nehemia. Kan jy onthou dat Nehemia was een van die bannelinge wat weggevat was in Babylon, 'n banneling was. En hy daar vir die koning gewerk, hy was skinker vir die koning, hy het 'n baie lekker cozy pos gehad, maar toe hy hoor, mense bring die nuus van die muur van Jerusalem wat plat geslaan is en dit gaan sleg in Jerusalem, toe hy die woord sê, hy het geween oor Jerusalem, oor die toestand van Jerusalem, en hy gaan terug, hy besluit om terug te gaan na Jerusalem, om die muur te gaan herbou. En is amazing, toe hy hierdie hart, hierdie passie voel, om die muur te gaan herbou, toe het God alles vir hom moontlik gemaak om dit te gaan doen. God het aan hom guns gegee. Kan jy onthou, die koning het alles wat hy van die koning gevra het, om eintlik die vyande van die koning se hulle muur te gaan herbou in Jerusalem, toe die koning alles toegestaan, en die woord sê, hy het alles vir hom gegee op grond van die hand van God op sy lewe. Dis so mooi. Onthou, 'n mens wat sê, Here, I'm available. Here, dat U ook deur my
pynhope sal ophou, want die woord sê, hulle wat vir wie ontvang het, vreugdeolie vir hulle treurigheid, mense wat bly is in die Here, oor die krag van die Gees van God in 'n mens se lewe, oor dit wat die Here deur sy krag en sy salwing en sy heerlikheid in hulle lewens doen. Daardie mense sal die pynhope ophou, en hulle wat dit vat, daardie mense sal begin besef en sien, maar die Here is besig om my so toe te rus, deure oop te maak, te onderneem, dat dinge begin gebeur, dat God guns gee, sodat ek met mense kan deel, dat guns gee, sodat ek inspraak in mense se lewens kan gee, sodat mense se pynhope opgebou kan word. En is interessant, toe Nehemia terugkom in Jerusalem, was die inwoners van Jerusalem was so gewoond aan die mure wat platgeval was, nie net die muur om die stad nie, maar ook bouval. Hy het deur die rommel daardeur geloop, maar die inwoners wat daar gebly het, mense wat, want die vyand, die Babyloniërs, het die top, die room van die volk het hulle weggevat as bondelinge, om vir hulle te werk. So die ouens wat agtergebly het, was mense wat nie van die top mense was nie. En die wat agtergebly het, het so gewoond geraak aan hulle omstandigheid. Hulle het so gewoond geraak aan om maar tussen die rommel te loop en die bouvalle te loop. As 'n mens dink amper aan soos dit in Libanon lyk, nou met daai oorlog, en hoe dit in plekke in Syrië gelyk het, met al die goed wat daar verkeer vind, dit lyk verskriklik. En die ouens het so gewoond geraak, hulle het maar net daar gelewe. En dit het 'n man van God gekos om terug te gaan en vir hulle te sê, man, dit is nie wat God se wil is oor julle lewe. Dit is nie die wil van die Here dat julle in hierdie bourommel moet bly voortploeter nie. Dit is die wil van God dat daar herstel moet wees en dat hierdie muur opgebou moet word. En baie keer in die tyd waarin ons lewe, is mense wat nie die Here ken nie, is so vol probleme. En weet, ons kind van God gaan ook deur moeilikheid, maar daar's 'n verskil. Ons ken die koning van die konings. Ons ken die een wat herstel kan bring, wat oorwinning kan gee. Mense wat nie die Here ken nie, se lewens word geruïneer, hulle sit met depressie, hulle sit met goed wat hulle bind, hulle sit met moedeloosheid, hulle sit met ongeloof, hulle ken nie eers die Here nie, en dit gaan net erger en net erger, en dan hoor 'n mens in die tyd waarin ons lewe, hoor 'n mens so baie van mense wat sê, ek kan nie meer leef nie, en dit bring hulle einde aan hulle lewe, dit gebeur al meer. Maar mense raak so gewoond aan hulle omstandighede wat sleg is, en hulle aanvaar dit asof, en dan sal baie mense sê, ag, dit is seker maar God se wil vir my. Ek is seker by hierdie swart skaap in die familie, en hulle aanvaar hulle pynhoop toestand, en dit kos baie keer 'n man, 'n kind van God, 'n man en vrou van die Here, om vir mense te sê, man, dis nie God se wil oor jou lewe nie. Dis nie God se plan oor jou lewe nie. Hy het baie meer vir jou instoor. Hy het vir jou 'n lewe in oorvloed instoor. Hy het gesê, hy het gekom, dat ook jy lewe in oorvloed kan hê. Dat daardie mense op grond van die geloof van die Here, gewerk deur die Gees in ons harte, dat ons hoop kan gee vir mense wat nie meer hoop het nie. Maar die woord baie duidelik daaroor, mense sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld, het nie hoop nie, want hulle ken nie God nie. Mense, en dan sê Paulus hier, bid tot die God en Vader van ons Here Jesus Christus, dat hy sal aan julle gee, om met krag versterk te word deur sy Gees, in die innerlike mens. Halleluja, hoor jy, dat die Here dit sê, dis ook vir jou en my. Met krag, dunamis, goddelike krag, versterk sal word deur sy Gees in jou innerlike mens, en dat 'n mens, die kind van God, sal besef, dankie Here, dankie dat U dit sal belewe, dankie dat U deur die Gees, Here, so hy sê dat sodat Christus deur die geloof in julle harte sal woon, en dank die Here dat 'n kind van God deur die krag van die Gees in die eerste plek 'n getuienis word van dit wat die Here in jou eie lewe doen. Amen. Dat die kind van God met vreugde kan lewe, ten spyte van die moeilikheid. Met blydskap kan lewe, al gaan jy deur wat ook al. Want dank die Here, ons blydskap word nie bepaal deur ons omstandighede nie. Ons blydskap is 'n vrug van die Gees.
Dis 'n werking van die Gees van die Here. En 'n mens wat kan verklaar en verkondig, man, ek is vry. Vry van die depressie wat my vasgehou het oor jare. Vry van die ongeloof wat my vasgehou het oor jare. En ek kan getuig en mense kom agter wanneer mense genuine is. Mense soek egtheid in hierdie tyd, want daar's soveel eintlik leuns, soveel aangeplakte. Mense soek genuine mense, egtheid in mense se lewens. En dank die Here, hulle kan dit sien in 'n mens wat vreugde ken in die Here, dat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Hulle kan sien die effek van die koning van alle konings se werk in jou lewe. Sy vreugde, sy krag, sy heerlikheid, en dan besef 'n mens altyd maar net, Here, dis nie ek nie. Hierdie heerlikheid, Paulus skryf ook vir die Korintiërs, in Korintiërs 4, hy sê hierdie heerlikheid is nie uit ons uit nie. Die heerlikheid is, hy is die gewer daarvan. Die mens met vreugde kan lewe te midde van alles. En dan verder meer. Hy sê dat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Ja, dat ons aan die een kant dat ons getuienis kan wees. Getuie kan hê van dit wat die Here in 'n mens se lewe doen. Want weet jy, 'n getuienis raak mense se lewens. Daarom kan ons nie stil bly nie. Want mense beleef maar as God dit gedoen het vir jou, kan hy dit vir my moet doen. As die Here wonderwerk gedoen het in jou omstandighede, kan die Here ook vir my 'n wonderwerk doen. Maar verder meer, as Christus deur die geloof in ons harte woon. Kom ek vra dit, glo jy dat Christus deur die geloof in jou hart woon? Glo jy dit? Halleluja. En Christus wat deur die geloof in ons harte woon, deur die krag van die Gees. Dit beteken, in die eerste plek beteken dit ook dat die woord sê, dat die Heilige Gees is die Gees van geloof. En dis in 2 Korintiërs 4:13 wat praat van, soos daar geskryf is, ek het geglo, daarom het ek gepraat, daarom glo ons ook en praat ons ook. Weet, die mense in die Christus lewe, al meer van hom. En die woord sê, dit is waaroor dit gaan. Al meer van hom en al minder van ons. Al minder van wie ons was, en al meer van wie hy is. Dank die Here dat hierdie proses moet nooit ophou nie. Dan moet al meer van Christus gesien word in 'n mens se lewe. En sy woord byvoorbeeld, al meer as Paulus sê, die ou mens is gekruisig, ek is saam met Christus en aan die kruis, ek leef nie meer nie, maar Christus lewe in my. Want jy sien 'n mens sal sê, ek kan nie praat nie, ek kan nie getuig nie. Maar as Christus deur die geloof in jou hart woon, ek wil vir jou sê, die Here praat met mense. En Petrus in 1 Petrus 4:10 sê, as julle praat, laat dit wees as woorde van God. Dat mense kan hoor as jy praat, man, is asof die Here met jou praat, met hulle praat. Jy kan nie praat, maar Christus in ons, hy kan praat. Ek wil sê, ek kan vir niemand niks doen nie, maar Christus wat in my lewe, hy kan vir elke mens die ewige lewe gee. Hy is die een wat vry maak, sodat mense waarlik vry kan wees. En soos Christus deur die geloof in 'n mens se hart woon, is daar hierdie ding ook in die eerste plek 'n besef van, ek hoef nie met hierdie ding te sit nie, die Here maak my vry. Ek hoef nie te sit met depressie, die Here maak my vry, my verlos my. Maar ek kan hom ook verkondig aan mense wat gebind is, en vryheid verkondig, want die Seun, as hy 'n mens vrygemaak het, dan sal jy waarlik vry wees. Christus, wat glo jy is die groot geneesheer. En dit is so dat siekte is 'n geweldige probleem in die tyd waarin ons lewe. En baie siektes is gekoppel aan goedes in 'n mens se siel, en aan emosies en verkeerde denke. Siekte is baie keer, 90% van die gevalle is dit gekoppel aan emosionele goeders. En dank die Here dat hy maak alles gesond, siel en die liggaam maak hy gesond. En die mense in wie Christus lewe is 'n mens wat weet, Here, al glo daai ou nie meer nie, ek glo namens hom. Of al het hy nog nooit geglo nie, ek glo namens hom. En die woord van die Here sê, wat julle ook al die Vader vra in my naam, dit sal ek doen. En die Vader in die Seun sal verheerlik word. Johannes 14 vers 12 en 13.
Prys die Here. Dank God vir Christus wat woon. En dat ons kan bid, Here, let it rain. Let it rain. Ja, Here, meer van die Gees. Here, dankie dat U ook van my versterk. Here, deur die krag van die Gees, sodat Christus, deur die krag van die Gees, in my hart sal woon. Here, meer van U. Dankie dat U besig is. Sê bely, God is besig met ons. Amen. God's not finished with me yet. God's not finished with you yet. Glo jy dit? Halleluja. Goeie werk is hy mee besig. En dit word meer en meer. En dank die Here vir die krag van sy Gees, sy salwing en sy heerlike. En dis my gebed ook, dat die God en Vader van ons Here Jesus Christus aan ons elkeen sal gee. Om deur sy Gees versterk te word, deur die geloof in ons innerlik, deur die werking van die Gees, geloof in ons harte, sodat Christus deur die geloof in ons harte sal woon. Ek bid dit oor elkeen. Dank die Here dat dieselfde Gees wat die Here uit die dood uit opgewek het, woon ook in ons. En hy maak hierdie sterflike liggaam lewend. Met ander woorde, iemand wat passievol is, wat lewe tot eer van God, wat oorwinning begin vat, oor elke vleesding, mense wat begin lewe, 'n lewe waardeur God behaag word. Mense wat 'n planting is van die Here. Mense wat vrug dra deur die krag van God in ons lewens. Halleluja. Die Here sal seën jou, hy salf jou. En dank die Here dat hy, ek is so bly dat die Here met elkeen 'n persoonlike pad stap. Moenie kyk na ander mense nie. Moenie laat ander mense jou afsien. Moenie laat ander Christene wat nie die pad stap nie, moenie dat dit jou moet breek nie. Die woord sê julle oë gefestig op Jesus Christus. Sien hom raak. Wees bewus van wat hy in jou lewe doen en van sy aanraking en sy inspraak in ons lewe. Mag die Here se salwende heerlikheid so swaar op jou rus, dat elke dag mense se lewens geraak word deur die oorvloed wat uitloop uit jou menswees uit. Halleluja. Thank you, Lord. Ons God van oorvloed gee oorvloed in jou en my. Strome van lewende water. Kom ons staan voor die Here. En ons sê, Here, ek soek dit ook vir my. Here, ek soek dit ook vir my. Om met krag versterk te word, goddelike krag deur die Gees, in my innerlike mens, in my gees, Here, sodat Christus, ek verlang, Here, dat U ook in my hart sal woon. Here, ek verlang meer van U. Here, meer van U krag. Here, meer wil ek 'n getuie wees van U en 'n bedienaar wees van U redding. Here, van U vrymaking, van U vrymakingskrag, Here, van U genesende krag. Here, van U wat hoop gee vir mense wat nie meer hoop het nie. Dankie, Here, vir wat U in ons lewens doen. Dankie, Here Koning, dat U 'n groot werk in ons lewens mee besig is. Dankie dat U met ons praat en dankie, Here, dat U ons nie los soos ons is nie. Thank you, Lord, that you are not finished with us yet. Dankie, Here, U is besig met ons. Ek dank U, Here, vir U salwe. Ek dank U vir U krag, vir U heerlikheid. Here, ek bid dat geen ding van hierdie wêreld 'n invloed op ons gees sal hê nie. Here, op ons siel, op ons denke, op ons emosies sal hê nie. Here, ons wil nie 'n natuurlike mens wees wat volgens ons ou begeertes en negatiewe emosies geïntimideer word nie, Here. Ons wil manne en vroue van die Gees wees. Here, manne en vroue wat net wie se harte oop is. Here, vir hierdie strome van lewende water wat U in ons binneste uitstort, Here. Kom vul ons tot oorlopends toe vol. Dankie. Dankie, Here, dat ons bewus kan wees van U wat hier is. Here, U wat teenwoordig is. Dankie, Here, vir U salwing. Dankie vir U krag, vir U heerlikheid in ons gees, in ons harte, in ons innerlike mens. Dankie, Here, dat ons kan bly wees in die koning van alle konings. En dankie, Here, dat U woord sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Ek dank U, Here, dat ons naby aan U kan wees. En ek dank U, Here, dat ons 'n planting van ons koning is. 'n planting van die Here. Here, tot eer van U naam. Ek dank U vir wat U doen in ons lewens. Ek dank U, Here, dat ek kan bid. Elke dag kom verander ons. Here, come and change us, Lord. Come and renew us.
O Here, meer van u heerlikheid, groter heerlikheid. Verlang ons Koning Jesus. Dankie vir wat u doen. Aan u die lof en die ere, o Here. Oh, hallelujah. Ja, Here, soos daardie koortjie sê, I won't be satisfied with the ordinary. Open up the heavens and fall down like rain, O Lord. Oh, hallelujah. Kebasande repent. Kebazondo lobo kutande repesando lobo kushayana. Kebasia tu kutande leben. Kiragande lebesondo lobo yet. Oh Lord, you are wonderful and we praise you. Thank you, Lord, for your power. Thank you, Lord, for your glory in our hearts, in this place, in our lives this morning, Lord. Oh Lord, let it become more and more. Come and change us, Lord. Come and transform us. Oh Lord, from glory to glory. Thank you for what you do in our hearts and in our lives, Lord Jesus. Oh Lord, we love you. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Oh Lord, we praise you. We praise you. Hallelujah, hallelujah. Dankie, Here. Oh, dankie vir die Gees. Dankie vir die salwende heerlikheid. O Here, ons prys u naam. Dankie, Koning Jesus. Oh Lord, we glorify you. Oh, Garabasantele bando roboyende. Dankie, Here, kom verander ons net meer en meer. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, we praise you, Lord. Hallelujah. Ek voel die Here sê, daar is mense ook hier wat die vyand het jou laat voel en jy laat dink, jy's swak in jou Christendom. Maar die Here sê, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor my. Die Here sê, kyk verby jou eie swakheid en sien my grootheid raak. Jy wees nie bewus van wie jy was nie, maar wees bewus van my, sê die Here. Wees bewus van wie ek is, van my grootheid, van my liefde, van my krag, van my heerlikheid. Wees bewus van wat ek in jou lewe doen en wil doen. En lewe met geloof vir die bonatuurlike. Want die Here sê, vir hom wat glo is enige iets moontlik. Dankie, Here, vir wat u doen in ons lewens. Ons prys u. Dankie, Koning Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. We glorify you. Kom ons sing weer daar die koortjie, let it rain. Open up, hallelujah. Floodgates of heaven, let it rain. Thank you, Lord Jesus. Oh, thank you, Lord. Rain, let it rain. Open the floodgates of heaven, let it rain. Spirit upon us, let it rain.
harte oop vir die Gees van die Here, dat Christus deur die geloof in ons harte kan word. O Lord, help us and net meer en meer van U, o Here. Oh, thank you, Lord Jesus. We glorify You, Lord, and we praise You, Lord. You're wonderful. We love You, Lord. Oh, thank You, Jesus. Hallelujah. Oh, thank You, Lord. We praise You, Lord. Glorify You, Jesus. Hallelujah. He's holy, God. Hallelujah. Give us under the Hallelujah. Dankie, Here. Dankie, Here, vir hierdie besondere ontmoeting met U. Dankie, Here, dat U hierdie woord in ons harte laat lewe. Dankie, Here, dat ek kan vra dat die vyand nie een stukkie saad sal steel nie. Maar Here, dat hierdie woord in ons harte sal groei. Dat dit vrug sal dra in elke hart en in elke lewe. Dankie, Here, vir die krag. Dankie vir die salwing en die heerlikheid, Here, toenemend, groter wordend, alles oortreffend, Here. Dankie, Here, dat ons kan verklaar, U, die een wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. Here, ons prys U dat U woon in ons, en ons dank en ons aanbid U. Dankie, Koning Jesus, al die lof en die eer. O Here, ons prys U naam. Dankie, Koning Jesus. Hallelujah. Oh Lord, we glorify You. Thank You, Jesus. Thank You, Lord. Thank You, Lord. Hallelujah. Oh Lord, we praise You. Thank You, Lord. Thank You, Lord. Hierdie eerlikheid in jou lewe neem nie toe. Het meer van Hom. Ons kan nie met die Koning ontmoet net op 'n Sondag. Ons het nodig om met Hom te ontmoet elke dag. Ons het nodig om in te prop by ons bron van krag, Jesus Christus. Hy wat strome van lewende water in ons binneste gee. Soek Hom. Hy het gesê, jy sal Hom vind. Roep Hom aan, het hy gesê, en hy sal uit die hemel uit hoor. En hy sê jou help. En hy het gesê, hy sal in jou ondeurgrondelike dinge bekend maak, wat jy nie eens geweet het nie. Dankie, Here, vir die salwing en die krag en die heerlikheid, Here, ons loof U. Halleluja, halleluja. Thank You, Lord. Praise You, Jesus. Amen. Amen. Halleluja. Die Here seën jou. Amen. Gaan jy na die tyd ook weer daai gedeelte lees in die woord. Gedeeltes lees. Laat die Here met jou praat. Dat sy krag in jou invloei. Sy salwing met sy salwing swaar op jou rus. Dank die Here vir wat hy doen. Ons gaan afsluit met 'n slotkoorvers en volgende week gaan ons net verder. Is jy gereed daarvoor? Net dieper in die eerlikheid van die Here, net meer van Hom. Ons dank Hom, halleluja. So ons gaan afsluit en hierdie week laat die Here net meer inspraak in jou lewe gee. Wees beskikbaar vir wat die Here ook al deur jou lewe wil doen in hierdie week wat voor lê. Ons gaan afsluit met 'n slotkoorvers en terwyl ons dit doen, gaan ons ook die voorreg hê om ons tiendes en offergawes te gee. En dank die Here dat ons dit kan doen. Die woord sê is in Psalm 126, hy wat met trane saai sal met gejubel maak. En hy sê hy sal die gerwe dra, hy sal kom getuig van hoe die Here geonderneem het, met vreugde. Vertel van hoe die Here geonderneem het. En ek dank ons Vader dat hy gesê het, as ons hom hierin getrou is, sal hy die vensters van die hemel ook oor ons oopmaak. Dat ons finansiëel ook geseën sal wees met hemelse seën. Kom ons gee ons offergawes, ons tiendes met vreugde, met blydskap vir die Here, terwyl ons laaste koorvers. Amen. Dankie Here. Thank you.